hartlike goeienaand aan u. Dit is vir my weer 'n ongelooflike voorreg om met u vanaand te kan deel. Ek praat vanaand oor gawes, die gebruik en misbruik, en dit is 'n splinternuwe onderwerp waar ons die volgende 4 aande aan gaan spandeer. Soos u kan onthou, het ons 'n tydjie terug gepraat oor die vrugte van die Gees, en toe het ons die laaste paar aande gespandeer op die geskiedenis, wat vir my verskriklik interessant was, en ek dink vir u elkeen ook. Maar die volgende 3 nagte na vanaand gaan ons kyk na manifestasiegawes, en dan die volgende aand motiverende gawes, en dan daarna bedieningsgawes. Nou, voor ek verder gaan en voor ek begin, kom ons open in gebed. Hemelse Vader, is vir my 'n voorreg om vanaand om u woord te vergader, saam met my geliefdes wat inluister, en ek vra tog dat u deur my sal werk. Ek vra tog dat my oor die hele tyd op u gerig sal wees, en dat ek tog sensitief vir die Heilige Gees sal wees om die Heilige Gees se leiding te volg, waar die Heilige Gees my ook al lei. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie dat ons nog vrylik u woord kan bedien, en ek sê vir u dankie vir dit wat u vir ons opgeskryf het in die woord, en dit wat u vir ons leer elke dag. Bid tog, maak ons harte ontvanklik vir die Heilige Gees en vir die bediening van die woord. En ek vra weer eens, dat soos altyd, dat u verheerlik sal word deur alles wat ons doen. Ek loof en ek prys u wondersoete naam. Amen. Nou, net om vir 'n oorsig te gee waarna ons vanaand gaan kyk, en in die eerste plek, en ek wil nie te veel tyd daaraan spandeer nie, is in die eerste plek die gevaar van geestelike gawes. En dit is die gevaar in die beoefening daarvan. En dan die behoefte aan geestelike gawes, en dan wil ek finaal kyk na die tipe geestelike gawes. Kom ons gaan na die eerste punt. Die gevaar in die beoefening van die gawes. Ek wil graag 'n bietjie praktiese teologie met u behandel, en ons het 'n bietjie meer tyd vandag, want die opsomming van hierdie hoofstukkie is bietjie korter. En ek wil hê u moet saam met my hierdie rolspel doen. Kom ons stel voor, waar u ook al is, en dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk u is nie, u is 'n leier van 'n groep kerke. En u hoor dat een van u kerke daar die bediening van die Heilige Gees in hulle byeenkomste misbruik. Nou wat gaan u as leier doen? Hoe gaan u optree? Nou kom ons dink aan 'n paar scenario's. U hoor dat in u kerk is daar, of in 'n kerk wat u oor aangestel is, spreek die mense in tale die heeltyd, almal op dieselfde tyd, en dit veroorsaak dat daar redelike chaos is. Dis 'n een scenario. Kom ons kyk nou na nog 'n scenario. In een van die kerke is daar selfaangestelde profete wat opstaan en die mense ontwrig of verwar. Kom ons dink aan nog 'n scenario. Terwyl die herder besig is om sy boodskap te bring, is daar mense wat emosionele uitbarstings het, en dit gebeur so tot so 'n mate dat dit die diens ontwrig en die aandag van die boodskap afvat. Of jy kry klagtes van mense in die gemeente, dat as baie mense of baie van die gemeentelede wat veroordeel voel oor wat gebeur in die kerk, en hulle voel verward en daar's chaos, en hulle wil nie eens meer kerk toe gaan nie, want hulle is bang wat volgende gaan gebeur. Nou my vraag aan u is die leier van hierdie groep kerke, wat sou u gedoen het? Hoe sou u dit bestuur het? Hoe sou u dit hanteer het? Sou u dit gelos het? Sou u dit verbied het? Of wat sou u gemaak het? Kom ons dink bietjie daaroor. En ek dink ons was al, of baie van ons was al in omstandighede gewees waar daar snaakse optredes was, en hoe het die leier dit op daai stadium hanteer? Ek gaan later daarna terugkom. Kom ons beweeg aan. Nou, wat verskriklik belangrik is, punt nommer 2 wat ek gesê het, die behoefte aan geestelike gawes.
Geestelike gawes is noodsaaklik. Let wel, dis noodsaaklik vir die kerk. Dit is 'n metode, soos dit deur God bepaal is, waardeur die kerk sy bediening moet beoefen. Nou sonder die gawes, en ek dink jy sal met my saamstem, sal ons 'n vorm van goddelikheid hê, maar die krag daarvan sal kort kom. Die Nuwe Testamentiese Christendom is juis, of skets die Bybel in Handeling wat ons pas gelees het, heel anderste. En dit is wonderlik, ons het onlangs Handeling behandel, en ek weet nie of u verder bietjie gaan lees het hoe dit in die kerk op daai stadium gegaan het nie. Die aktiewe teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees tussen ons is een van die kenmerke, belangrike kenmerke van Bybelse Christendom. En ek dink jy sal met my saamstem. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees, en dit is in Korintiërs, 1 Korintiërs 2, en ek lees maar vanaf vers 1 tot 5. En jy is welkom om saam met my te lees. 1 Korintiërs 2, vanaf vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of met wysheid nie, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Baie belangrik. Paulus het vir die gemeente hier aangetoon dat dit is belangriker dat die boodskap in die krag van God uitgaan, as dat dit uitgaan met slim woorde. Hy was nie baie beïndruk met klomp storieetjies nie. Hy was beïndruk met die krag van God, en ek dink ons is elkeen verstaan waarvan hy praat. Ek wil nog 'n skrifgedeelte lees, ook in die boek Korintiërs, is net klein bietjie verder, is in hoofstuk 4, en dit is die hoofstuk 4 vers 20. En daar staan geskrywe, en dis ook weer Paulus aan die woord wat hierdie brief aan die Korinte skryf, en hy sê daarso, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Nou let wel, die ongelukkig is alleen geestelike gawes, hulle nie toe net tot die gebruik nie, maar selfs tot misbruik en wangebruik. Nou, die rede daarvoor is omdat 'n mens 'n sondige wese is, en hy's geneig tot hoogmoed. As God die Vader het goed dink om vir 'n persoon 'n gawe te gee, 'n geestelike gawe vir sy gebruik, of vir die gebruik van die Heilige Gees, en die persoon dink is omdat ek so wonderlik is dat die Vader hierdie gawe aan my gegee het, kan ons sien waartoe dit gaan. Dit lei tot misbruik dan. En let wel ook, as hierdie gawe wat die Heilige Gees aan my toevertrou het, deur die Heilige Gees deur my beoefen wil word, en ek het nie liefde nie, kan ons sien waartoe ons dan gaan. Nou hierdie dinge, hierdie probleme was duidelik van die begin van die Christelike era af. En dit is waarom Paulus in die brief aan die Korinte sekere dinge geskryf het. Nou, in die kerk van die Korinte het geestelike gawes tot 'n mate van misverstaan en misbruik gelei, en daarom het Paulus baie belangrik 3 hoofstukke geskryf, en ek dink u ken dit almal, hoofstuk 1 Korintiërs hoofstuk 12 tot 14. Hy het 3 hoofstukke wat redelik lank was gespandeer, waar hy gepraat het oor die gebruik van die gawes. En hoekom het hy dit gedoen? Daar was met ander woorde misbruik gewees op daai stadium. Nou kom ons kyk na die eerste of die tweede skyfie wat ek vir u wil wys, die gevaar, as ek nou net dit kan opsom. Ons kan fouteer deur te ywerig
of deur te versigtig oor geestelike gawes te wees? En nou het die persoon 'n oordenking hier geskryf. En hy sê daarso, na watter kant toe neig jy? Na oorywerigheid of oor versigtigheid? So kom ons dink daaroor. U in die persoonlike hoedanigheid, in die kerk waar u sit, of in die gemeenskap of waar u ook al is by die huis, is u oorversigtig of oorywerig in die gebruik van die gawes? Dis die eerste ding. Kom ons dink aan die tweede ding. Na watter kant toe neig ons kerk? Neig dit na oorywerigheid of oorversigtigheid? As ons na die volgende skyfie kyk, geestelike gawes neig van nature tot misbruik. En dit veroorsaak verskillende reaksies onder Christene. Misbruik is as jy te geesdriftig is, as dit te is, of onbruik is as dit te versigtig is. Weereens die te. Ek het in die begin, het ek 'n paar vrae vir u gevra. Nou kom ons kyk na 'n antwoord vir die vrae wat ek op u gevra het. Onthou, ons het gekyk na praktiese teologie en hoe u sekere sake sou hanteer het. En die kruks van hierdie saak is kom ons kyk, hoe het Paulus dit hanteer? Dit is egter opvallend dat ten spyte van die misbruik wat daar in Korinthe was, het Paulus, let wel, nooit vir die gemeente van die Korinthe ontmoedig om die geestelike gawes te beoefen nie. Om die waarheid te sê, hy het hulle nooit ontmoedig nie, hy het hulle aangemoedig. Maar hy het sekere reëls daar gestel. Nou, sy standpunt was nooit gewees dat weerhouding die veiligste oplossing is nie. Inteendeel, soos ek sê, hy het hulle aangemoedig om aan te hou en die geestelike gawes te beoefen en na te streef dat dit meer beoefen moet word. Maar belangrik, en ek gaan nou vir die Bybelversie lees, hy het dit benadruk dat dit op 'n ordelike manier moet geskied, sodat, belangrik, God verheerlik moet word daardeur. 'n Mens moet nooit deur die gawes verheerlik word nie. 'n Mens mag nie die eer van God steel nie. Lees saam met my in 1 Korintiërs 14 vanaf vers 1. En dit is waar Paulus nou aan die woord is. Hy sê, jaag, let op die woord jaag, die liefde na, en beywer julle met die oog op geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Jaag die liefde na, en terwyl jy die liefde najaag, beywer jou dan sommer terselfdertyd vir geestelike gawes, vir die beoefening daarvan, maar veral om te profeteer. Hoekom veral om te profeteer? Want dit is stigtend tot die gemeente. En hulle gaan 'n bietjie môre met u verder daaroor praat. En dan in daai selfde hoofstuk, as ons net na die laaste versie gaan, in vers 40, 1 Korintiërs 14 vers 40 staan daar, laat alles welgevoeglik en ordelik toegaan. Belangrik, dit moet ordelik toegaan. Hoekom? Want God die Vader moet verheerlik word. So kom ons kyk nou na die behoefte. As geestelike gawes gevaarlik is, waarom behoort ons dit dan te gebruik? In die eerste plek, om jou geestelike gawe te gebruik, is God se bevestigde manier om 'n effektiewe kerk te bou. As die gawes nie daar was nie, was daar nie 'n effektiewe kerk nie. So kom ons kyk. Moet ons gawes gebruik? Natuurlik. Maar dan moet ons versigtig gaan, nie om na die een kant oor te hel en dit te misbruik nie, of na die ander kant oor te hel en dit in onbruik of dit nie te gebruik nie. Met ander woorde, as ons kyk na die tweede punt,
As jy versuim om geestelike gawes te gebruik, gaan dit ewige gevolge inhou. Waarom? Want die kerk kry nie die stigting wat hulle moet kry nie. So dis baie belangrik. Nou, hoekom het Paulus nie gesê, moenie na geestelike gawes nastreef nie? Hoekom het Paulus nie dit vir die mense gesê, of hulle aanbeveel om, asseblief, bly weg daarvan nie? Hy het geweet, dit sal ons ontneem van die kern van ons Christendom. Onthou, die Heilige Gees is in ons, en hy wil deur ons werk. Sonder die aktiewe teenwoordigheid van die Gees is ons byeenkomste nie veel meer as godsdienstige rituele nie. En ek dink, u sal met my saamstem, ons wil dit nie hê nie. Dit is die laaste ding dat ons godsdienstige rituele het wat niks beteken het nie, wat die krag ontbreek nie. Paulus sal eerder die probleme wat daar was aanspreek, die misbruik van die gawes, en hy sal dit dan eerder hanteer as om met minderwaardelike Christenskap sonder die teenwoordigheid van die krag van God tevrede te wees. Ek voel ook so. Ek wil nie in 'n dooie kerk sit nie. Daar moet die krag van God moet teenwoordig wees. Daar moet lewe wees. En ek is seker daar waar u by die huis sit, verlang u na kerk, na byeenkoms waar die Heilige Gees vaardig is, het sy deur die bediening van die woord of deur watter manier ook al. Nou, ongelukkig as ons na die hedendaagse kerk van vandag kyk, is daar nie altyd 'n gebalanseerde houding ten opsigte van die bediening van die geestelike gawes nie. Nou, daar's twee slaggate wat kerke baie keer inval, en die eerste ene is om geestelike gawes nie te beoefen nie. Wat kan die rede wees? Miskien uit vrees of wat ook al. En dan die volgende ene is dat die beoefening van geestelike gawes gaan met baie sensasie gepaard. Ja, kerke gaan baie keer oorboord met die sensasionele. Kom ons dink 'n bietjie daaraan, en ek dink daar's baie voorbeelde van kerke van vandag, en ek wil, let wel, ek wil nie fout vind met kerke nie, ek wil net my hand in my eie boesem steek, en kyk hoe dit by ons gaan, want ons weet dat die kerk is die liggaam van Christus, maar ons moet altyd daaroor waak, en kyk dat ons suiwer bly volgens die woord. Nou, as ons kyk na hierdie kerke wat baie keer die sensasionele najag, dan sien ons dat baie keer word daar soveel fokus gelê op die geestelike gawes, en dat die houding daar is in daai kerk, dat alles is geoorloof, elke manifestasie is geoorloof, en as 'n geestelike, hoe groter die geestelike manifestasie, hoe waarskynliker dat dit aangeneem word deur die mense en dat dit mense gaan trek. Ons weet dit gebeur baie vandag, en ons moet versigtig daaroor wees. Want op die einde gaan dit nie oor die geestelike gawe nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor God die Vader, dit gaan oor die Heilige Gees. En ons moet vir die drie-eenheid moet ons verheerlik. Dis waaroor dit gaan. En dan weer aan die ander kant, soos ek al reeds genoem het, die slaggat van kerke wat neig na die teenoorgestelde kant. Heeltemal weerhouding daarvan. Omdat hulle bang is dat die gawe misbruik kan word, verwerp hulle enige iets wat bonatuurlik is. Hulle is so verlam deur die vrees om enige iets te beoefen, want wat gaan die mense sê, of die tradisie is, dat ons moet baie stil wees in die kerk, of baie beheerst wees. En sodoende word hulle blootgestel aan die verkeerde kant, dis die onbruik. Die gebruik van die geestelike gawes word heeltemal vermy. Nou, ek dink u kan met my saamstem, dat dit is belangrik dat ons 'n middeweg moet vind, dat ons volgens die Bybelse riglyne moet wandel, dat daar balans moet wees, en net soos Paulus met die kerk van Korinthe gedeel het in sy briewe, en vir hulle verduidelik het hoe hulle moet te werk gaan om hierdie gawes te hanteer. Nou, die Bybelse beginsels is duidelik rakende hoe die gawes gehanteer moet word. Dit moet op 'n volwasse,
ordelike manier wat die kerk opbou, dit moet so gehanteer word. Let wel, ons moenie geestelike gawes misbruik of ophou gebruik nie. Ons moet 'n balans hê. En nou is daar nog 'n interessante redenasie deur baie Christene, en so maak baie van ons die fout, dat ons lê miskien, of ons weeg die vrug van die Gees op, teen die gawes van die Gees. En ons speel die twee teen mekaar af, en ons fokus miskien te veel op die een of die ander. Ons kan nie die klem op die geestelike gawes plaas, en die vrug ignoreer nie. Ons weet baie kerke doen dit, terwyl ander kerke weer ook anders te optree. Plaas baie klem op die vrug, maar glad nie op die gawes nie. Ek wil graag die vergelyking gebruik. Dit is soos 'n gesonde voël wat twee vlerke het. Die een vlerk is die vrug van die Gees, en die ander vlerk is die gawes. As jy net een vlerk het, daai voël sal nie kan vlieg nie. Nou as ons die vrug het, sonder die gawes, dan sal ons soos 'n geestelike dinosaurus wees. Maar as ons die gawes het, sonder die vrug, dan sal ons fanatiese skynheiliges wees. En ek dink jy kan met my saamstem, en is duidelik uit die woord, ons kan nie die gawes bedien sonder die vrug van die Gees nie. Dit is belangrik dat ons beide gebalanseerd in ons lewens het, want dan sal ons wees, of in ons kerk, bediening van ons kerk het, want dan sal ons wees soos 'n arend met twee sterk vlerke wat hoog vlieg. Die doel van hierdie studie, met ander woorde, die onderwerp van vanaand, is om 'n Bybelse grondslag te lê vir die behoorlike gebruik van die gawes. Ons kan ook onthou, oom Fred het 'n tyd terug gepraat oor, en hy het vir oom Grol aangehaal wat gesê het, Christus is die naaf van 'n wiel, en elke item is, soos byvoorbeeld profesie, is 'n speek, en as een van hierdie items, soos byvoorbeeld die beoefening van 'n gawe, te lank raak, stoot dit die naaf uit die middelpunt uit, en dit wil ons nie hê nie. Ons wil graag elkeen aanmoedig om die geestelike gawe, om na te streef, ek korrigeer myself, om na te streef tot die gebruik van geestelike gawes in u lewe. Nou, ons moet, waar ons ook al beweeg, moet ons attent wees dat die Heilige Gees is in my binneste, en hy het spesifieke gawes aan my gegee, en soos ek al reeds genoem het, ons gaan dit behandel in die dae wat kom. Soos ek gesê het, kom ons gaan kyk hoe die Bybel, die woord van God het benader het. As u saam met my na hierdie volgende skyfie wil kyk, die Bybel het soos volg uiteengesit. Daar is manifestasiegawes, en ek het nou kortliks, het ek pas daaroor gepraat, en dit is in 1 Korintiërs 12 word daaroor gepraat, en dit word uitgebrei in 1 Korintiërs 13 en 14, en dan is daar die motiverende gawes, en daar word van dit gepraat in Romeine 12, en dan is daar die bedieningsgawes, en daar word daarna gekyk in Efesiërs 4. Dit is die 3 tipes gawes wat daar is, wat vir ons opgeteken word in die woord. As ons na die eerste een kyk, die manifestasiegawes, nou die gawes van die Gees wat in 1 Korintiërs 12 genoem word, noem ons manifestasiegawes van die Gees, en dit is die gawes wat aan enige kind van God op enige tydstip gegee kan word om 'n oombliklike behoefte te vervul. Soos byvoorbeeld, kom ons gaan deur die lysie, is 'n woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gesondmaking, werkinge van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, tale en dan die uitleg van tale. Wat is dit alles? Jy moet wag tot môre aand, sal môre aand met u dit deel. Kom ons kyk na die volgende lysie, en dit is die motiverende gawes. Die gawes wat in Romeine 12 genoem word, is aangebore vermoëns van wat God in verskillende mense plaas, en wat deel van hulle persoonlikhede is.
Hierdie is nie behoefte gebaseerde manifestasies van die Gees nie, maar ingeboude vermoëns wat die Here in ons elkeen plaas. En ons elkeen het een van hierdie gawes. Wat kan dit wees? Profesie, bediening, lering, vermaning, uitdeel, voorganger te wees of barmhartigheid. Wat presies is dit alles? Wag tot oormôre. Ons sal dit met u dan behandel. Nou die laaste groep gawes is die bedieninggawes. Nou die 5 gawes in Efesiërs 4 is leierskapgawes. Dit is belangrike bedienings wat die Here in die liggaam van Christus plaas om God se mense vir die bediening toe te rus. En weer eens, dit is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En soos die 2 vorige onderwerpe, u sal maar moet wag tot Vrydag aand wanneer ons met u daaroor gaan deel. Nou, aan die hand van hierdie 3 kategorieë gaan ons dan hierdie verskillende gawes bestudeer. Nou, ons sal elke studie begin met 'n deeglike bestudering van die skrifgedeelte waarin dit gelys word, en as ons kennis neem van die beginsels vir die behoorlike gebruik en die gawes wat in hierdie skrifgedeelte voorkom. Daarna sal ons elke gawe afsonderlik bestudeer en 'n algemene idee gee waaroor hierdie gawe gaan en hoe dit presies werk. En geliefdes, op daardie hoë noot wil ek vanaand afsluit. Kom ons sluit ons oë en sê vir die Here dankie. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie kosbare tyd wat ons gehad het om U woord te vergader. Dankie Heilige Gees vir dit wat U in ons harte opgebring het, dat ons bietjie kon gedink het aan hierdie rolspel. Dit is vir ons kosbaar hoe U werk en hoe U die gawes vir ons gegee het en hoe U ons bedien in die kerk, in die bediening en die gebruik van hierdie gawes. Ons sê vir U uit ons harte uit dankie daarvoor. Hemelse Vader, ons kyk uit na daai dag wat ons weer almal bymekaar kan kom om U saam as gemeente te verheerlik. En ons vra tog so waar ons nou elkeen gaan rus vanaand, vra ek dat U vir ons goeie nagrus sal gee en dat U as naprediker vir ons in ons harte sal lei om te dink oor hierdie sake en dat U vir ons dinge sal oopmaak en dat U vir ons die skrif sal oopmaak, vir ons sal verduidelik en dat U vir ons deur die Heilige Gees sal lei hoe om verder oor hierdie dinge te praat en hoe om dit te nader. Ons sê vir U dankie dat U 'n wondergod is. En ons wil vir U noem, ons is lief vir U en is vir ons lekker om U woord te bestudeer. Maar ek vra ook, maak U woord vir ons verder oop en gee vir ons 'n groter liefde en 'n groter dors na U woord. En ons loof en ons prys U wondersoete naam. Amen. Ek bid dat U elkeen 'n wonderlike soet nagrus sal hê. Tot ons weer ontmoet. Lekker aand.